het ons verskillende aspekte van verootmoediging aangeraak. Ons het gisteroggend gepraat oor die bron van God se verootmoediging, en dit is sy woord. Vanuit sy woord kom en verootmoedig hy ons, of help ons om onsself te verootmoedig voor hom. En dan gisteraand het ons gesien, en ons het besonder gekyk, die metode van verootmoediging. Hoe moet ons onsself verootmoedig as kinders van die Here? En vanaand kosbaar en 'n belangrike boodskap, en dis ook die tema van vanaand se boodskap, die doel van verootmoediging. Waarom gebeur dit? Is dit nie 'n vraag wat ons maar gedurig vra, Here, hoekom? Waarom ek? Waarom nou? Waarom in hierdie manier? Waarom hierdie omstandighede? Waarom hierdie stres, hierdie druk, hierdie donkerte, hierdie moeilike uitdagende tyd? En daardeur kom wys die Here dat dit vir ons 'n oproep is om onsself voor hom te verootmoedig, te kom en te sê, Here, kom wys my in my lewe wat behaag U nie. Wat wil U van my af hê? Hoe moet ek lewe en hoe moet ek maak en hoe moet ek optree? Vanaand wil ek U nooi om die woord van die Here saam met my op te maak by Deuteronomium hoofstuk 8. Deuteronomium hoofstuk 8. Daar nog deel van die Pentateeg, die 5de boek in die Bybel. Penta wat 5 beteken. 5 boeke deur Moses saamgestel. Deuteronomium hoofstuk 8, die opskrif daar sê vir ons vermaaning tot gehoorsaamheid deur 'n opsomming van die groot weldade van God. So wat ons hier kry, liewe vriende, is waar die Here kom praat en hy kom doen dit deur sy knegt Moses. En hy kom herinner sy volk aan alles wat hy vir hulle gedoen het vanaf hy hulle uit Egipte land uitgelei het. Waar hy vir hulle voorsien het, waar hy vir hulle deurgedra het. En hier kom openbaar die Here iets vir die volk wat van baie groot belang is en ook vir ons. Sien, die reis vanaf Egipte tot Kanaan was eintlik maar net 7 dae, moes dit vir die volk geneem het. 'n hele week. Maar dit neem hulle 40 jaar. En in hierdie hoofstuk kom sê die Here waarom? Waarom was dit nodig dat Israel vir 40 jaar in die woestyn moes gewandel het en sonder 'n vaste woning gewees? Waarom moes hulle in hierdie woestyntydperk wees in hulle lewens? En wat wil God daardeur in hulle lewens kom wys en openbaar? Kom ons lees saam Deuteronomium hoofstuk 8 vanaf die 1ste vers. Al die gebooie wat ek vandag beveel, moet julle sorgvuldig hou, dat julle mag lewe en vermenigvuldig, en dat julle mag inkom in die land in besit neem wat die Here aan julle vaders met 'n eed beloof het. En jy moet dink aan die hele pad waarlangs die Here jou God jou nou 40 jaar lank in die woestyn gelei het tot jou verootmoediging en beproewing, om te weet wat in jou hart is, of jy sy gebooie sal hou of nie. En hy het jou verootmoedig en jou laat honger ly, en jou die manna laat eet, wat jy en jou vaders nie geken het nie, om aan jou bekend te maak, wat die mens nie van brood alleen kan lewe nie, maar dat die mens lewe van alles wat uit die mond van die Here uitkom. Jou klere het aan jou nie versluit, en jou voete het jou nou 40 jaar lank nie geswel. Erken dan in jou hart dat die Here jou God jou onderrig, soos 'n man sy seun onderrig. En hou die gebooie van die Here, jou God, om in sy weë te wandel en hom te vrees. Net tot sover uit die onfeilbare woord van die Here. Kom ons buig ons hoofde, dan bid ons. Vader Here, ons eer U in 'n aand soos hierdie vir 'n geleentheid en 'n tyd om by mekaar te kom, om te vergeet van al die bedrywighede en die dinge en sake en sekulêre goed. En vanaand net stilte kan kom raak in ons eie gemoed. En Here, soos ons vanaand hier sit ons elkeen hier met ons eie probleme, sorge, vrese, dinge wat ons laat stres. Goed wat mense nie weet ons op die hart dra nie, maar U doen. En Here, elkeen van ons het vanaand 'n behoefte om U stem vanuit U woord te hoor. 'n Begeerte om te hoor wat U vanaand vir ons wil deel en sê. Is dit dalk 'n woord van vermaaning om dinge in ons lewens reg te maak wat nie reg is nie? Is dit dalk 'n woord van bemoediging om ons aan te spoor vir die jaar van 2026? Is dit dalk 'n woord van troos om ons harte net weer sag en rustig te kom maak? En so wil ons almal vanaand, Here, kom vra, kom spreek tot ons. Gaan nie een van ons verby soos ons gesing het. Here, kom wees met ons ook in hierdie oomblik en word U verheerlik. Ons bid dit in Jesus se heilige, kosbare en dierbare naam. Amen.
Nou, liewe vriende, soos ek vir julle genoem het, die tema van vanaand se boodskap, die doel van verootmoediging. Waarom is dit belangrik dat die kind van die Here homself moet verootmoedig voor die aangesig van die Here? Ons het daar gelees in vers 2, sê die Here dit. Hy sê 40 jaar lank in die woestyn het ek jou gelei en jou tot verootmoediging en beproewing om te weet wat in jou hart is, of jy die gebooie sal onderhou of nie. So dis wat die Here hier ook vir ons kom uitlig. Hoekom het hy die volk vir 40 jaar in die woestyn laat wandel, sodat hulle kan kom op 'n plek van verootmoediging, 'n plek waar hulle eie harte leer ken het. En so, liewe vriende, elke mens wil gevorm word, ons begeer dit, maar niemand van ons wil gevorm word deur pyn nie. Ons wil karakter hê, maar sonder beproewing. Ons wil geloof hê, maar sonder dat dit getoets word. Ons wil volwassenheid hê, maar sonder lyding. Maar dis nie hoe die Here werk nie. Ons sien dit uit sy woord uit, ons sien dit uit die voorbeelde van die verlede uit. Die Bybel leer ons dat die Here sy vorming dikwels plaasvind in 'n tydperk van 'n woestynlewe, self by ons, waar ons dalk geestelik in 'n droogte voel, waar ons voel en honger en dors na waarheid en begeer na die mooi regte dinge, maar dinge gaan swaar en moeilik. En dis waar die Here ons vorm, in die woestyn, nie in die paleis nie in gemak nie, maar in beproewing. Is al se 40 jaar hier in die woestyn, was nie 'n ompad nie, maar dit was God se opleidingsmodel en program vir hierdie volk. As hulle gehoorsaam sou wees, as hulle oop was vir die vermaaning van die Here, as hulle eie harte leer ken het, sodat hulle 7 dae gevat. Maar omdat hulle self bedrieg het, omdat hulle eerder self regverdig het en in hoogmoed voor God probeer staan het, het hulle 40 jaar geneem. Dat die eerste geslag wat uit Egipte uitgetrek het, nooit die beloofde land behaal het, maar eers die tweede geslag daarna. En so gebeur dit ook met kinders van die Here. Ons is gered en ons dien en ons ken en ons volg die Here dalk vir jare lank, maar ons ondervind 'n geestelike droogte in ons lewens. Ja, ek gaan kerk toe en ek sal nou en dan bietjie my Bybel lees en ek ken dalk 'n versie of 2, maar ons geen lewendige verhouding met die Here. En die probleem is nie dat God nie praat nie. Die probleem is nie dat die Here dit nie begeer vir u en vir my nie, maar baie keer dat ons eie harte verhard is. Dat dit ons eie oorsaak is dat ons onsself bevind in 'n tydperk van 'n woestyns lewe. Soos dit ook met ons. Ons word gered in 'n oomblik, maar ons word gevorm in 'n leeftyd. En baie kinders van die Here verstaan beproewing verkeerd. Hulle dink as God my liefhet, sal hy my nooit in lyding laat gaan nie, sal hy my nooit in beproewing laat gaan. En dis nie die waarheid, liewe vriende. Die Bybel leer ons, omdat die Here jou juis liefhet, wil hy jou vorm, wil hy jou maak na die beeld wat hy van jou begeer en weet. Dis die begeerte van elke ouer, is dit ook tog nie so nie? Ons begeer die beste vir ons kinders. Ons kan sien daar is potensiaal en ons wil dit ontgin dat hulle iets kan maak van hulle lewe, 'n sukses behaal in watse faset dit ook al mag wees. Hoeveel te meer verlang ons hemelse Vader nie om dit vir jou en vir my ook te kom doen nie. Hebreërs 12 vers 6 en 7 sê vir ons, want die Here tugtig hom wat hy liefhet en hy kastei elke seun wat hy aanneem. As julle tugtiging verdra, behandel God julle soos seuns. En vandag se sentrale waarheid wat ons moet neem uit hierdie boodskap uit, is dat God verootmoedig ons nie om ons te breek nie, maar juis om ons te bou. Die woestyn is nie God se straf nie, dit is God se skool van vorming. Dis 'n plek waar hy jou en my bring om iets in en deur my lewe te bewerk. Ons sing gedurig en ons bid gedurig, Here vorm my, maak my meer na u beeld, kan ek meer vir iets doen en maak, kom doen iets in my lewe, deur my lewe. Hierdie is ons gebede en ons verstaan nie altyd hoe en hoekom nie, maar die Here antwoord daarop, deur 'n tydperk van woestyn en uitdagings. En daarom kyk ons vanaand, wat is die doel van verootmoediging? Waarom begeer die Here dit van ons af? Waarom wil hy hê ons moet dit in ons harte laat gebeur? En die eerste gedagte van vanaand is, God verootmoedig ons om ons harte te openbaar. In vers 2 het ons gelees, om jou te verootmoedig en jou te beproef, om te weet wat in jou hart is. Israel het die beloofde land nie ingegaan nie. Waarom? Omdat hulle eie harte nie geken het nie. God ken ons hart, maar ons ken dit nie altyd. Die Here hoef nie ons harte te toets om homself te leer.
Hy toets ons sodat ons onsself kan leer ken. Die Here het U en my geken lank voor ons nog hier op hierdie aarde was. En Jeremia sê hy het ons geken toe ons in ons moederskoot nog gevorm was. En daar het hy alreeds die binnekant van ons hart verstaan en geken, maar die een wat dit nie verstaan nie, is baie keer ons self. Ons dink ons bedoeling is opreg, ons dink ons woorde is reg, ons dink ons handel en wandel is reg, maar eintlik is ons besig om net vir onsself te leef. Die mens se hart is bedrieglik. Die mens se hart is selfregverdigend. Die mens se hart neig na trots om myself te eer, myself te verheerlik. Kyk maar net toe Moses vertoef het op die berg van Sinai. Wat het hierdie volk gaan doen? Hulle gaan maak vir hulle eie god uit 'n goue kalf of uit goud uit 'n kalf om hom te aanbid en te eer. En dat dit hulle oë laat opskik en besef het waarmee hulle besig is na die Here homself in hulle weer kom openbaar het. Murmureer die volk keer op keer op keer. Na hulle vergeet het van hoe die Here voorsiening vir hulle gemaak het, deur die manna en die kwartels waar hulle gevoer het vir 40 jaar, het hulle nie eendag gebrek gehad. Waar hulle vir 40 jaar met dieselfde klere en dieselfde skoene deur daardie woestyn gewandel het en die klere het nie verslyt of oud geraak. Die gedeeltes hulle voete self het nie eens geswel nie. Dis die voorsiening wat God vir hulle gebied het en tog is hulle nie bereid om inwaarts te kyk en te sê, maar hoekom is ons in hierdie woestyn? Hoekom is ons in hierdie toestand en omstandighede? Is dit God wat ons straf en sleg wil aandoen? Of is daar iets wat God in my eie lewe wil kom openbaar? Jeremia 17 vers 9, woorde wat Jesus ook aanhaal, bedrieglik is die hart bo alle dinge, ja, verdorwe is dit, wie kan dit ken? In goeie tye dink ons dikwels ek is sterk, ek is geestelik, ek vertrou op God, maar beproewing wys baie keer vir my die waarheid. Die woestyn is God se hartstoets. Die woestyn tydperk bring na vore ongeduld wanneer dinge stadig gaan, bitterheid wanneer ons teleurgesteld is, wantroue wanneer God stil is, selfgenoegsaamheid wanneer ons voel ons kan self regkom en ons het die Here nie nodig. Dan besef ons waarlik wat in ons eie harte aangaan, hoe bedrieglik dit is en hoe nodig ons het dat die Here 'n groter en dieper werk in ons harte moet kom doen. Ek kan nie moet verstaan dat wanneer die Here my siel uit genade uitred, is dit nie die einde nie, dis die begin van my verhouding met die Here. Daarna wil God verder en dieper inslag in my lewe. Hy wil nie net 'n gedeelte hê nie, maar my hele hart volkome aan hom oorgegee. My drome, my visies, my ambisies, my begeerte, alles. Psalm 66 vers 10 tot 12 sê, want U het ons beproef, o God. U het ons gelouter soos silwer gelouter word. Wanneer ons in tye deurgaan wat moeilik en swaar is, dan kom ons ware karakter baie keer tevoorskyn. Ons sê baie keer, ja, dit het opgebou en opgebou en opgebou en toe het dit uiteindelik uitgekom. Maar die vraag is nie, hoekom het dit opgebou en opgebou nie, maar wat gaan eintlik in my hart aan? Ek verduidelik dit baie keer vir mense, dat wanneer ek op my tong moet byt, en ek bly stil, is dit nie oorwinning nie, waarom? Hoekom is dit nodig dat ek op my tong moet byt? Want is nie wat by die mond ingaan wat ons onrein maak nie, sê die Here Jesus Christus, maar wat by die mond uitkom. Maar dit wat by die mond uitkom, is nie die probleem nie, die tong by homself, alhoewel Jakobus sê, dis die gevaarlikste lid, is nie die probleem nie, die probleem is die hart. Wanneer daar die moeilike uitdagende tye kom, ons bietjie geruk word en geskit word, wanneer ons waarlik sien waarvoor ons gemaak is. Wat 'n skip? Hy word nie getoets in die hawe in sy karakter en sy integriteit nie. 'n Skip word getoets in die rofste stormsee of hy waarlik op standaard is. Vat die voorbeeld van 'n koppie tee, soos om daar op die tafel sit. Hy pla nie, hy doen niks aan niemand nie, maar skud net die tafel, dan kom wat binne-in is uit. Dieselfde met ons eie hart. Ons dink ons is goed en ons is wonderlik en ons is mooi en al hierdie oulike dinge in ons lewe. Maar wanneer ons waarlik inwaarts kyk of 'n bietjie geskit word, besef ons wat lê binne. Wat selfs 'n waterfiltreringsstelsel. Ons kan baie keer kyk na boorgatwater. Dit lyk mooi, dit lyk skoon, drinkbaar. Maar laat hy bietjie deur 'n filter gaan en ons kyk na daardie filter, dan sien ons al die vuil wat hy uit. Van buite, dit wat ons aanskou, wonderlik. Maar binne op 'n mikroskopiese vlak is die vuil. Wanneer jy deur 'n moeilike tyd gaan, vra nie net, Here, hoekom laat U dit toe? Of hoekom ek, of hoekom nou? Maar eerder,
Here, wat wil U my wys oor my hart? Wat wil U hierdeur in my lewe kom bewerk? Hoe wil U hierdie omstandighede gebruik om my te kom vorm? Daar's hierdie geluksgodsdienst boodskap wat vandag rondgaan, wat sê, alles moet met jou goed gaan en reg gaan, en rykdom en eer en wonderlike dinge met jy gebeur. En as jy dit nie ondervind nie, dan is jy buite God se wil. Dis nie waar. Inteendeel sê die Here vir ons dat ons sal beproewing ondervind. Ons sal uitdagings ondervind. Die wêreld sal ons haat. Hierdie dinge sal oor ons pad kom, maar terselfdertyd moet ek nie verstaan dat daar 'n doel daar agter is. Soms werk God op die voorgrond waar ons dit kan aanskou en besef en raak sien. Ander kere werk in die agtergrond en ons nie weet wat aangaan, waarom en hoekom. Ons weet hy's in beheer. Vat in 'n groot tapijt waar mens die pragtigste beeld kan uitstal en opmaak met al die weefwerk wat daarin gesit is, amper soos 'n groot kombers. Aan die een kant het hy die pragtige beeld wat mens die volle prentjie kan sien, maar as jy hom omdraai, dan sien jy die stiksels waar hy vasgemaak is en geknoop is, en dit is nie altyd mooi van die agterkant af. En is baie keer dat ek nie van agteraf kyk en nie die volle prentjie verstaan, waarmee God aan die ander kant besig is om te vorm en te maak. Beproewing, liewe vriende, is nie iets om jou en my onder te kry nie, maar as God se werking in jou en my lewe. Of daardie beproewing lei tot 'n oorwinning of 'n neerslag, is in my hande. Dis 'n geestelike toets wat ons moet deurgaan en moet skryf. En ek en jy moet verstaan dat wanneer 'n toets geskryf word, is die onderwyser stil. Ons gaan nie altyd sy stem hoor, verstaan hoekom as ons aanroep nie, maar die onderwyser, God, is teenwoordig. Saam met dit moet ek en jy ook verstaan dat ons net so ver met die Here kan gaan tot waar ons laaste toets gedop het. Nou dit werk nie meer in ons skoolstelsel so nie, maar wanneer dit kom by 'n geestelike aspek, as ek graad 4 gedop het soos hulle van praat, kan ek nie aanbeweeg na graad 5 sommer maar nie. Nee, daardie toets gaan homself bly herhaal in my lewe. Iemand sê byvoorbeeld, ek sukkel met woede-uitbarstings. En as ek sien, dan as ek sommer kwaad en ek gil en ek skel en ek sê iets wat ek nie moet sê nie. En dit bly met my gebeur. Hoekom nie met ander mense nie? Hoekom is dit altyd ek? Jy al so gevoel oor enige saak. Hoekom altyd ek? Hoekom altyd so? Hoekom altyd aanhoudend? Omdat daai toets nie geslaag word. Die Here wil so in ons lewens werk en bewerk en hy begeer dit van ons. Maar dit is soms nodig dat ons 'n bietjie geskik moet word om dit te besef. Daarom bid Dawid in Psalm 139 vers 23 en 24, wanneer hy vra, Here, deurgrond my hart o God en ken my hart, toets my en ken my gedagtes. Wat Dawid hier vra is, hy vra, Here, dit wat binne is, bring dit na voorskyn, dat ek self kan sien wat is nodig, wat moet verander. Ons wil baie keer ander mense verander, ander mense reg help, ander mense korrigeer, maar is baie keer die moeilikste om self binne te kyk en te besef dat dit ek is wat hulp nodig het. Aan ons tweede gedagte vanaand sien ons, God verootmoedig ons om ons afhanklikheid te leer. In vers 3 van ons gedeelte lees ons, om jou te laat weet wat die mens nie van brood alleen kan leef nie, maar van alles wat uit die mond van die Here uitgaan. Hierdie woord, bekende woorde vir u te wees, maar dit is woorde wat die Here Jesus ook aanhaal. Toe die Satan hom versoek het, waar in die woestyn, sê hy dat hy honger het en hy's in staat om van hierdie klippe brood te maak. En die Here Jesus haal hierdie woorde aan, dat die mens nie van brood alleen sal lewe nie, maar van wat? Van die woord van God. Dit is 'n verklaring van die afhanklikheid van die Here. Dat ons in ons eie toestand nie self kan regkom nie. Israel het elke dag manna ontvang. Nie net genoeg vir daardie dag. Hulle mag nie meer bymekaar gemaak het nie. As hulle meer bymekaar gemaak het, het dit gevrot, het dit oud geraak. Waarom het die Here dit so ingestel? Waarom het hulle vir hulle gesê om net 'n sekere hoeveelheid maat per gesin bymekaar te maak, omdat hy voorsien in dit wat hulle elke dag nodig het, om te weet dat hulle afhanklikheid lê nie in die manna nie, maar in God. Selfs wanneer ons die Onse Vader bid en ons sê, gee aan ons vandag ons daaglikse brood. Hoekom bid ons nie sommer vir die jaar nie? Ons het baie keer die spotgrappie en ons sê dat ons hoef nie te bid in die aand by die tafel wanneer ons eet nie. Sommer wanneer ons klaar vir ons inkopies betaal het, dan bid ons sommer daai een keer vir die maand klaar. Jy ken mos daardie grap.
Maar dis die gedagte daar agter ons daaglikse brood is 'n verklaring dat ons vertrou U elke dag. Ek kan nie sê wonderlik die paycheck het ingekom, ek is reg vir nog 'n maand. Elke dag voor en na dit is 'n vertroue op God. En hy leer ons dit in 'n vorm van afhanklikheid. Hoekom die voorraad vir 'n week nie? Omdat God hulle wou leer. Jy leef nie van voorsiening nie, jy leef van my. Ons dink dikwels ons leef van ons werk, ons bankrekening, ons planne en ons eie intelligensie. Maar God sê jou ware lewe kom van my woord en my wil. Matteus 4 vers 4 sê die Here Jesus, die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat uit die mond van God gaan. Afhanklikheid is die hart van geloof. God is nie, sê nie, of God is nie, maar geloof is nie om God te gebruik nie. Geloof is nie om God te manipuleer of te maak dat hy moet doen wat ek wil hê nie. Geloof is om elke dag van God afhanklik te wees vir elke saak, vir elke ding. Dit is altyd vir my interessant hoeveel studente of is nou al predikante in die bediening as hulle verwys na die Here se voorsiening in die groot en in die klein en besonders, dan verwys hulle terug na hulle dae op kweekskool. Waar studente gesê het hulle het so swaar gekry, gesinne op 'n tydperk, dat hulle gebid het in die aand, gevra het, Here, ons het nie tandepasta nie, voorsien vir ons tandepasta. En daai oggend toe die student die deur oopmaak om klas toe te gaan, toe hang daar 'n sak en wat is daar binne? Tandepasta. 'n Verklaring dat ek in U God kan vertrou vir alles en elke aspek in my lewe. Nie net vir die groot krisisse en probleme nie, maar self die kleinste, mees eenvoudigste van sake en dinge. God is die God van die heelal. Hy is ook God van die individu. Hy ken ons nood, hy ken ons hart en hy weet wat ons nodig het en hy verlang daarna dat ons afhanklikheid in hom moet vind. Nie self probeer en sukkel nie. Ek kan vir u sê as 'n jong ouer leer mens elke dag geduld. Want die woorde ek wil self kom so tevoorskyn. Self probeer die hemp aantrek, self probeer die broodjie sny, self probeer die yoghurt inskep en eet en dan moet mens maar aankyk hoe hulle sukkel en swaar kry en mors en seer kry se. Totdat hulle self besef, ek kom nie reg nie. En hulle vra hulp. So staan die Here gereed en hy wag. Dat ons ophou sukkel en self probeer en op onsself staat maak en na hom toe kom en op hom vertrou. Johannes 15 vers 5 sê die Here Jesus, sonder my kan julle niks doen nie. 'n Plant het water nodig, maar sonder sonlig sal dit ook doodgaan. Dit moet ek nie verstaan. Ons kan die plant plant en hy kan genoeg water hê vir 'n jaar, maar as die sonlig nie daar is, beteken dit vir hom niks nie. Die geld is soos water nodig, maar nie genoeg nie. God se woord is soos die sonlig, dit gee ware lewe. God gebruik tye van tekort om ons te leer om meer te bid, meer op hom te vertrou, om minder op onsself te steun, ons kennis, ons ondervinding, ons ervaring. Vra jouself vandag af, liewe vriende, vertrou ek meer op my werk of op my eie instaatstelling as op God? Vertrou ek meer op my planne as op God se woord? Het ek vir my dinge bymekaar gemaak en agter mekaar gesit en gesê, in 'n jaar is my doelwit, in 2 jaar wil ek dit, in 5 jaar wil ek dit, maar nêrens in daai raamwerk en aan daai berekening is God se wil ingeplaas. Baie keer wil ons sê, Here, dit is my droom en my begeerte en U is welkom om betrokke daarin te wees en dit werk nie so. Maar eerder, Here, laat U wil, U begeerte vir my lewe en ek val daarby in. Daarin sien ons vanaand God verontmoedig ons as 'n liefdevolle Vader. Vers 5 van ons gedeelte sien ons, erken dan in julle harte dat die Here jou God jou teregwys soos 'n man sy seun teregwys. Erken in jou eie hart, die Here sê eintlik jy vir hulle skrik wakker en besef, dat my woorde is nie swaar nie. My woorde is nie om te verdruk of te vernietig of jou tot niks te maak nie, maar die woord wat ek vir jou gee is tot jou opbou, om jou te versterk, om jou nuut te maak. Gisteraand het ons gepraat oor Dawid wat homself verootmoedig voor die Here. En hy sê dat God het sy bene verbryfsel en hy vra dat God dit weer sal herstel. En het ons gesien dat die doel van verootmoediging is nie om ons te neer te druk, selfbejammerend, ek is so groot sondaar, ek is so sleg nie, maar eerder om 'n punt tot van besef te bring dat herstel kan plaasvind.
Verootmoediging breek nie af nie, dit bou weer op. En dit is wat God deur sy woord vir ons wil kom bewerk en doen. God tug uit liefde, nie uit woede nie. God se tugtiging is nie wraak nie, dis nie verwerping nie, maar vaderlike vorming. Hebreërs 12 vers 10 en 11, hy tugtig ons tot ons voordeel, sê hy, sodat ons deel kan kry aan sy heiligheid. Hoe bid ons baie keer, Here, ek wil meer heilig wees, wel dan moet ek die tug neem. Later lewer dit egte en vredesame vrug van geregtigheid voor. Tug is 'n bewys van aanneming dat ek waarlik 'n kind van die Here is. U wat al baie van u wat langer as ek ouer is, sal dalk weet hoe voel dit as jou kind 'n maatjie het en die maatjie is stout. Jy kan vir jou kind maklik pak gee, maar jy wil nie sommer iemand anders as 'n kind daar oor die, ek wil sê, oor die skoot trek en pak gee, en stuur hom eerder huis toe, sy pa hom uitsorteer. En dieselfde met die Here tugtig die wat hy liefhet. Hy tugtig sy kinders. Tugtiging is nie vir die wêreld of die ongeredde nie, dis vir ons as kinders van die Here om ons te korrigeer en reg te wys. As God jou tugtig, beteken dit jy behoort aan hom. 'n Pa wat nie sy kind tugtig nie, is nie 'n liefdevolle vader nie. Hy is 'n vader wat dit nalaat, afskeep. 'n Beeldhouer slaan met 'n bytel op 'n klip. Vir die klip voel dit pynlik, dis seer, maar die kunstenaar sien reeds die meesterstuk raak daar agter. So vorm die Here jou en my lewe. Hy kap uit dit wat verkeerd en sleg is. Dit wat tot my eie nadeel is, verwyder hy. Al voel dit in die oomblik vir my reg en goed. Seker hier sal ek verstaan. Ek praat baie oor ouerskap en kindskap vanaand en my eie ondervinding, maar ek is seker jy kan dit self toepas. As ek vir my kinders moet vra wat hulle elke dag wil eet en wat hulle wil hê, sal dit net suiker en suiker en suiker en suiker wees. Hulle dink dit is vir hulle lekker, dis wat hulle begeer, en nou weerhou ek hulle van. Gee vir eerder groente in. Vir die oomblik voel dit vir hulle sleg en verkeerd, maar as vader weet ek wat my kind nodig het en tot hulle voordeel is. Dit wat hulle nodig het om te groei en gevorm te word, so ook die Here in jou en in my lewe. So is God, hy sien wie hy kan wees in Christus raak. Hy weet wat se potensiaal daar in ons lewens is. En die feit dat hy ons nog vorm wys, hy's nie klaar met ons nie. Is ek vanaand 8 jaar of 80 jaar, hy's nie klaar met my nie. Hy vorm my met liefde. Moenie God se tugtiging verwerp nie, maar ontvang dit met liefde. Moenie sê, Here, hoekom nie, maar Here, kom wys my wat is die plan. Bid eerder, Here, vorm my soos U wil. Vierdens vanaand sien ons, God verootmoedig ons om ons gehoorsaam te maak. In vers 6 lees ons daar saam, hou dan die gebooie van die Here jou God om in sy weë te wandel en hom te vrees. Ware verootmoediging lei tot gehoorsaamheid. Verootmoediging is nie net 'n gevoel nie, dit verander jou lewe, dit maak jou nuut. Ware nederigheid lei tot meer gehoorsaamheid, minder trots en 'n dieper afhanklikheid van die Here. Nou sien ons die boodskap by mekaar kom. Waarom maak dit seer? Waarom is dit moeilik? Maar dit lei tot vrug en heiligheid en geestelike oorvloed. Jakobus 4 vers 10 sê vir ons, verootmoedig julle voor die Here en hy sal julle verhoog. Maar wanneer ons onsself probeer verhoog en uitstaan en eer ontvang, sal God ons verneder. Waarom? Maar dieselfde hoofstuk in Jakobus sê, God weerstaan die hoogmoediges. Hoe swaar moet dit wees om te weet dat God sê, nee, ek weerstaan hoe jy optree, hoe jy maak, wat jy sê en wat hier in jou hart aangaan. Maar eerder dat ek laag nederig gebuig voor die Here kom en hy my verhoog op die regte tyd. God vorm ons karakter, nie net ons omstandighede. Hy verander nie net sake rondom ons nie, hy wil ons in daardie sake verander. God se doel is nie net om jou situasie te verander nie, hy wil jou kom nuut maak. Micha 6 vers 8 leer ons om reg te doen, liefde te bewys en ootmoedig te wandel met jou God. Dis wat hy van ons af begeer, dit is wat hy graag van ons af wil hê. Soos 'n rebel wat leer luister, 'n kind wat eers rebelleer, leer met tyd om te luister deur liefdevolle dissipline, rotine, gewoonte. Maar daai dissipline is nodig om gehoorsaamheid te verwerk. Ons ken die uitdrukking, buig die boompie terwyl dit nog jonk is. Maar so wil die Here nog steeds vanaand, jonk of oud, ons kom buig, ons kom vorm.
Nie knak en breek nie, vorm. Vra vanaand vir jouself, waar roep God jou tot gehoorsaamheid? Waarin in jou lewe is daar nie volle gehoorsaamheid aan God oorgegee nie? Wat is daar in die lewe wat jy nog 'n bietjie wil vashou en terughou en weerstand bied? Waar weerstand is, daar is ongehoorsaamheid ook tevoorskyn. Op ons laaste gedagte vanaand sien ons, God verootmoedig ons om ons voor te berei vir sy beloftes. Sien die liewe vriende, verootmoediging maak seer, dis swaar, dis moeilik, maar dit lei altyd tot oorwinning, vreugde, vrede in die beloftes van die Here se woord self. Israel se woestyntydperk was voorbereiding vir die wonderlike land Kana. 'n Land wat gesê is oorloop van melk en honing. God laat jou nie net deur 'n woestyn gaan om jou te toets nie, maar om jou gereed te maak vir wat hy vir jou het. God berei jou voor vir groter verantwoordelikhede. Sonder vorming kan jy nie seën hanteer nie, kan ons nie sukses dra nie, en kan ek nie geestelik volwasse optree en dit bereik om geestelik volwasse te wees. Spreuke 16 vers 18 sê, trots kom voor die verbreeking en hoogmoed voor die val. 1 Korintiërs 10 waarsku ons ook daarvan om te sê dat hy wat meen dat hy staan, moet pas op dat hy nie val nie. Maar dat ons sal bly in God se woord en waarheid en daardeur gevorm word. God vorm jou karakter voordat hy jou kan seën en vir jou gee dit wat ons kan hanteer en nodig het. God wil hê jou karakter moet sterk genoeg wees om sy seën te kan verdra. Hy wil ons seën met gawes en talente. Hy wil ons gebruik, hy wil ons uitstuur, hy wil in ons lewens kom werk, maar as ons nie gereed daarvoor is nie, gaan ons dit nie kan neem en ons eie kan maak. Paulus gebruik die voorbeeld vir die gemeente van Korinte ook, waar hy sê, hy moet hulle soos kinders moes praat en hy nie met hulle die dieper geestelike waarhede van God se woord met hulle kon deel nie. Hulle was soos 'n kind wat tog afhanklik is van die melk en hy kon nie die vaste spys van God se woord aan hulle gee nie. As ek en u dieper met God wil beweeg, as ons beter wil verstaan, om beter leer ken, om meer ondervind in ons lewens, is dit nodig dat verootmoediging moet plaasvind. Die seën kan nie kom sonder die seer nie. Die een lei na die ander. 'n Olimpiese atleet gaan deur harde oefening, nie om gestraf te word nie, maar om voorberei te wees vir die groot wedloop wat voor hom is. Dieselfde so ook met ons. Soos ons in die woestyn, is 'n tydperk van 'n oefenkamp om gereed gemaak te word. Maar hoe lank ons in daardie woestyn is baie keer in ons eie hand. Ons is hardkoppig, ons wil nie luister nie. Die Here vergelyk die volk, hy sê hulle is hardnekkig. Hy kan nie inslag in 'n lewens inkry nie. Hy praat, maar hulle luister nie. En ons as kinders van die Here is baie keer in dieselfde omstandighede. Die Here begeer om groot dinge in en deur ons lewens te werk. Hy begeer van ons groot geestelike oorwinnings. Hy wil aan ons vrede en vreugde en seën kom bied. Maar wat in die pad staan vanaand daarvan, en ek wil sê, liewe vriende, is nie primêr die duiwel of die wêreld nie, maar ek self. Ons beroof baie keer onsself van God se seën in ons lewens, omdat ons hoogmoed en trots eerder in ons lewens sal toelaat. En nou kan ons baie keer dink, maar ek is nie iemand wat breë bors loop, hande asof al waterlemoen onder is en dink ek is beter as ander nie. Nee, liewe vriende, die hoogmoed in ons harte is nie noodwendig uiterlike hoogmoed, wat ek dink ek is beter as ander nie. Dis hoogmoed wat sê, Here, ek het U nie nodig. En ons sê baie keer, maar ek sal nooit daai woorde sê nie, ek sal dit nooit spreek nie, maar ons dade spreek daarvan. Wanneer ons reageer voor ons op die Here vertrou en bid en wag, spreek ons van hoogmoed en trots, want ek vertrou op myself. Wanneer ek self planne beraam en maak en uitvoer, sonder om God te raadpleeg en te soek en sy wil te begeer, dis hoogmoed, dis trots, dis selfregverdiging, ek is goed genoeg, ek het niks en niemand nodig nie. Die Here soek nie vanaand selfstandige mense nie, hy soek mense wat afhanklik is van hom en hom alleen. Ek sluit af. Vanaand se boodskap kom wys vir ons die doel van verootmoediging in ons lewens. Hoe en hoekom die Here dit bewerk. Hy kom doen dit dat ons harte geopenbaar word aan onsself. God ken ons hart, hy weet wat daar aangaan, hy ken die seer, die pyn, hy weet presies hoe lank ons in daardie woestyntydperk is.
Maar is vanaand dalk nodig dat ons eie harte hier moet leer ken en verstaan. Wat is daar wat ek dalk probeer doodsmeer? Wat is daar wat ek dalk probeer ontken, maak asof dit nie daar is of eg of waar is nie? Wat wil die Here vanaand vir my kom uitlig of wys in my lewe? Saam met dit sien ons die Here kom doen dit om ons afhanklikheid te leer van hom. Nie meer langer op myself te vertrou nie, maar op hom en hom alleen. Hy kom doen dit as 'n liefdevolle Vader, nie 'n tiran wat ons wil verdruk nie, maar iemand wat begeer dat die potensiaal tot wat ons in staat is, ons sal bereik. Hy kom doen dit om ons gehoorsaam te maak aan hom en sy woord alleen, nie te luister na ons eie hart nie. Dit is bedrieglik, maar te luister na hom. Hy kom doen dit om ons voor te berei vir sy kosbare beloftes en sy seën. Vanaand staan ons voor 'n keuse. Gaan jy teen God se vorming bly veg? Die Here Jesus sê self vir Paulus daar op die pad van Damaskus, jy skop teen die prikkels. Wat hy daar vir Paulus sê is, Paulus, jy weet die waarheid. Jy weet wat gebeur. Jy weet dat ek die weg, die waarheid en die lewe is en jy skop daarteen. Maar daardie dag maak Paulus 'n keuse. Nie langer gaan ek staat maak op my tradisie, op my kennis en my ondervinding en my verlede nie, maar hier vandag vertrou ek Jesus. En daar ontmoet hy die Here Jesus op die pad van Damaskus. Toe nog Saulus, later Paulus. Gaan ek nie vanaand nog steeds ons eie kop wil volg, ons eie hart wil volg, of ons vanaand bereid om onsself te verneder voor die Here, te sê, Here, met al my kennis, al my ondervinding, ervaring, wat ek ook al mag al besit, kom lê ek vanaand voor u voete neer en sê, lei my, wys my, nie my wil nie, maar u wil. Die woord van die Here beloof vir ons, verootmoedig julle voor God en hy sal julle verhoog, soos gesê dit in Jakobus. Laat God jou vorm, self wanneer dit seer maak en pynlik is. Vertrou op homself wanneer ons dit nie verstaan of weet of ken nie. Hy is besig om jou voor te berei vir sy doel met jou lewe. Bid saam, dat die Here 'n inslag in ons harte mag kry. Dat hy vir ons sal kom wys wat vanaand by die kruis van Jesus neergelê moet kom word, waarmee gebreek moet word. Wat my gedagte raamwerk is wat dalk verkeerd is, my hart wat dalk bedrieglik is, my begeertes wat dalk nie met sy wil vir my lewe in lyn is nie, en vanaand te kom sê, Here, hier is dit, nie langer ek nie, nie langer self nie, op volkome vertroue op u en u alleen. Mag die Here vanaand vir ons kom wys. Maar liewe vriende, mag ons nie net vanaand hoor en sien wat is die probleem nie. Want dit help nie, ons ken die toestand van ons hart, maar ons negeer dit nie vir die Heiland. Dit help nie, ons weet ons is siek, maar ons gaan nie na die geneesheer. En vanaand kom herinner die groot geneesheer, die Here Jesus Christus, ons net weer eens. Dat dit wat ons daarom toe bring, sal hy neem. Hy neem ons sonde weg, en vir ruil daarvoor kom bied hy sy vrede en sy rus. Wanneer laas was u by die voete van Jesus? Wanneer laas het u na die kruis van Christus gekom en gesê, Here, hier is dinge in my sake, in my lewe, wat nie reg is nie, wat nie is soos dit behoort te wees nie. Voor die Here in ons huise verandering wil bring, in ons omstandighede, in ons gemeenskap, in die kerk en by ons werk, laat hy vanaand by ons begin. Laat ons vanaand nie verder uitkyk nie, maar laat ons vanaand inkyk en sien, wat is die kondisie van ons eie hart. Laat ons dit die fout maak van die volk van Israel, dat het ons 40 jaar moet neem nie. Maar die Here het vanaand, in hierdie kort tydjie deur sy woord, aan ons kan kom openbaar en wys, en ons die waarheid daarvan sal besef. Kom ons vertrou vanaand die Here, dat hy ook vir ons sal wys, hoe en waarom ons onsself moet verootmoedig. Dat daar weer 'n verlange in ons hart na hom sal wees. Dat ons weer op hom sal begin staatmaak en vertrou en hom alleen. Dat daar weer opnuut 'n gehoorsaamheid en 'n begeerte in my hart sal wees om hom te volg, soos hy van ons af verwag. Mag die Here ons help. Amen. Kom ons bid saam. Vader Here, dankie vir die woord vanaand. En Here, baie keer moet ons terugkyk na die volk van Israel, en ons sien hoe hulle gemaak het en hoe hulle opgetree het, en dan dink ons, hoe kon hulle so ongelowig wees? Hoe kon hulle so 'n klein vertrou hê? Hoe kon hulle so op hulle self staat gemaak het? Maar dan sê ook in hierdie woord, hierdie dinge wat met hulle gebeur het, is opgeskryf as 'n voorbeeld en 'n waarskuwing vir ons vanaand. Here, ons kan net soos hierdie volk 40 jaar, selfs langer,
in 'n woestyntydperk vasgekeer wees, nie omdat U ons daar wil hê nie. U wil ons daar deurlei, maar ons hak baie keer vas. Ons skop teen die prikkels, ons weier. En Here, dalk het U vanaand met 'n hart kom praat en kom wys, nie langer nie my kind. Gee oor aan my. Kom lê neer by my voete dit wat jou pla. Kom lê neer by my voete dat wat jy vir jouself wil hou, wat jy self wil hanteer, self wil stry, self wil oplos. En mag U wil, Here, vanaand in alles in ons lewens verskyn en geëer word. Kom seën ons in hierdie aand, Here, en wees ook met ons. Ons bid dit in die heilige, kosbare en dierbare naam. Amen.